My naam is Stegen Pretorius en ek is van Emmelfik. Daar is 'n gesegde wat sê, jy kan 'n perd tot by die water lei, maar jy kan hom nie maak drink nie. Nou ja, so is vandag se kinders, ook wragtig ware perdjie van 'n ander kleur, wat teen alles rebelleer. Jy lei die kind tot by die water, jy sit 'n strooitjie in, jy hou selfs die beker vas, en dan kyk hulle jou aan en sê, water? Nee dankie, ek neem 'n Red Bull asseblief. Voorsitter, beoordelaars, dames en here, ek gaan aan die hand van 3 standpunte bewys dat rebellie by kinders nie stoute gedrag is nie, maar 'n belangrike deel van hul groei en ontwikkeling vorm. Standpunt 1. Volgens Johan Kokemoer, hoof van onderrig en leer by SOS, het tydens die Nasionale Kongres in 2023 gepraat oor kinders wat grense toets en daaruit leer. Soos berig op www.skole.co.za. Ek stem volkome saam met hierdie siening, want dit is hoe kinders ontdek waar hulle inpas binne reëls en strukture. Vra byvoorbeeld 'n kind om hul kamer op te ruim, en skielik lyk dit asof hy gevra het om Mount Everest kaalvoet te klim. Arms word oor mekaar gevou, oë rol tot teen die plafon, en intussen voel jy hoe jou geduld van die ooste na die weste getoets word. Bly kalm, staan vas, en meneer of mejuffroukie sal gaga besef dat rammetjie uitnek nie sommer gaan wen nie. Standpunt 2. Ons weet ook dat rebellie en 'n gesonde selfbeeld hand aan hand gaan. Christine Scolari, 'n kliniese sielkundige van Bedford View, deel hierdie siening. Sy sê dat kinders met 'n gesonde selfbeeld makliker vir hulself kan opstaan. Berig op www.netwerk24.com. Kyk, daar is niks op die aarde wat 'n kleuter se selfbeeld kan klop nie. Stel jou voor jy's in 'n supermark, alles rustig, en skielik lê jou kleuter op die vloer, arms en bene in alle rigtings, soos Lego-blokke wat uitmekaar spat. Hy skree harder as die kassiere se alarmklokkies. En hy staan daar met 'n rooi gesig en wonder hoe iemand ooit gedink het dat om kinders te hê 'n goeie idee was. En dan besef jy dat hierdie kleuter net eintlik sy stem gebruik. Al voel jy net, aarde sluk my in. Standpunt 3. Rebellie leer kinders nie net om grense te toets of vir hulself op te staan nie, maar dat verkeerde keuses gevolge het. Volgens Wietske Boon, 'n kinderspesialis van Centurion, kan kinders verantwoordelikheid leer deur die keuses wat hulle maak. Berig op www.childtherapist.co.za. Ek stem hiermee saam, want soos die ou spreekwoord sê, die wat nie wil hoor nie, moet maar voel. Daar is min dinge wat 'n swak keuse so goed illustreer, soos 'n kind sonder 'n baadjie in die winter, en dan soos 'n verkleinde voeltjie in Antarktika lyk, of 'n tiener wat kouse saam met plakkies dra, en jy nie weet is dit somer, winter of 'n identiteitskrisis nie. Dan besef 'n mens dat rebellie vir volwassenes soos opstand lyk, maar vir kinders is dit 'n leermeester wat hul identiteit vorm. Voorsitter, dames en here, ek sluit af. Rebellie is nie die vyand nie. Dit is 'n leermeester. Dit wys kinders waar grense stop, hoe om vir hulself op te staan, en herinner hulle dat ouers altyd beter weet. Is rebellie die noodhulptassie wat kinders voorberei vir 'n toekoms wat vir niemand wag nie.